Ek wou vanoggend met jou gepraat het oor remain and be empowered. Maar wat ek sal doen is, ek sal my hele boodskap, julle weet, ek skryf my boodskap soos 'n storie. Ek sal my hele boodskap op my blog gaan sit en dan kan julle dit daar gaan lees en die volle storie kry. Maar ek wil vanoggend jou net bless met twee gedagtes. Ek wil net hê, as jy jou Bybel het of 'n YouVersion Bible app het, kom ons gaan gou na Matteus 12. Matteus 12 vers 33. Ag Blom, hoef my gou die ligte net aansit asseblief. Vers 33, Matteus 12 sê, a tree is identified by its fruit. If a tree is good, its fruit will be good. If a tree is bad, its fruit will be bad. You brood of snakes, how could evil men like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. Vraag vir jouself die vraag af, wat het jy hierdie week gesê? En dan evalueer jy 'n bietjie in jou hart. Wat is in jou hart aan die gang? Hy sê vers 35, a good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. And I tell you this, you must give an account on judgment day of every idle word you speak. The words you say will either acquit you or condemn you. Menende, elke woord wat ons praat op aarde gaan jou of vrymaak of dit gaan jou condemn. Woorde wat ek en jy praat is so belangrik. Hoeveel keer praat ons net goed wat idle words is? Wat nie goeie woorde is nie. Die vraag wat die Here met my begin praat het hierdie week is, ofwel van verlede week af, is remain and be empowered. Ons is besig om te praat oor calling, purpose en anointing. En vandag moet ek en jy besef dat die anointing van God, die salwing, want dit is net die salwing wat juk tot nuut maak, kan vir my en vir jou ons calling effektief maak. It's only the anointing that will empower us. Okay? En ek wil hierdie gedeelte vir julle lees wat ek raak gelees het. Die ou se naam is, hy staan bekend as Coach Josh. Okay, so Coach Josh het dit geskryf. En hy het dit spesifiek geskryf rondom besigheidseienaars en leiers. Maar terwyl ek dit lees, kom ek agter dat hierdie goed wat hy sê kan ingetrek word in elke kind van God se lewe. En ek wil dit graag met jou deel. Ek dink ek het dit op die YouVersion gesit, net laat almal dit kan sien. Hy sê, most kingdom entrepreneurs and leaders don't reject the anointing. Niemand van ons gaan doelbewus die anointing reject nie. Hy sê, they try to engineer it through effort, through pressure, through performance. And over time, they replace abiding with striving. So baie mense kom by 'n plek waar hulle die performance, die calling, die main ding maak. Ons maak die roeping wat die Here ons voor geroep het. Dit kan jou werk wees, dit kan jou passie wees, dit kan iets wees wat die Here jou ingebou het, wat 'n impak maak in mense se lewens of waar jy invloed het. As jy bietjie meer wil weet van dit, gaan na vorige week se YouTube video toe. Ons breek dit baie mooi op daar. Ek wil nie te lank daarin gaan nie. Maar jou calling, wat God jou voor geroep het, baie mense maak dit die main ding. En dan, omdat dit die main ding is, werk ons, perform ons, produce ons die heeltyd. En ons sit pressure in om dit te maak werk. Die enigste ding wat ek en jy moet doen, is om tyd te spandeer, to remain in Him, om
by hom te abide, om stil te word by die Here. Want om stil te word by die Here, word ek en jy, word ons empower om dit te doen wat ek en jy voor geroep is. Hy gaan verder en hy sê, Jesus makes this clear in John 15 verse 5. Apart from me, you can do nothing. Julle het al baie gehoor ek sê dit. Sonder God kan ek en jy niks doen nie. Jy kan nie eers asemhaal sonder die Here nie. Wat ons dan net gesing, it's his breath in our lungs. Ons moet bid dat die Here nie op 'n asemhaal nie. Okay? It's his breath in our lungs. So apart from me, you can do nothing. Hy gaan verder. That doesn't mean you can't build anything without him. People build businesses, makes millions, and achieve incredible things every day without abiding. What he's saying is this: you can't do anything in its original design, its true form, or its God-intended way without him. You can produce results, but not with the same alignment, grace, and sustainability. That's the difference. When you don't abide, you don't lose your ability, you lose your alignment. Ek wil liewerste in lyn wees met God as wat ek net my roeping uitleef. Ek hoef nie, kom ek breek dit gou vir julle op. Ek is geroep om die woord van God te bedien. Ek hoef nie hier te staan om dit te doen nie. Julle hoor wat ek sê. Maar omdat die salwing op my lewe is, het die Here gesê dat dit wat ek doen, kan nie net agter 'n rekenaar wees op 'n dokument wees nie. There needs to be eye to eye, physical, ons moet hande oplê. So nou kom ek en ek staan op hierdie verhoog en ek preek dit wat die Here vir my gegee het in my calling, en ek bid dat die salwing hierdie woorde sal vat en mense se juke sal breek. Okay? So ek kan nie net doen wat ek wil doen nie. I need to bring my ability into alignment with what God wants. Then I am empowered. En al hoe ek in lyn kan kom met hom, is om tyd te spandeer saam met hom. When you don't abide, you don't lose your ability, you lose your alignment. And the cost shows up quietly. More pressure than peace. More effort than flow. More success externally, but less clarity internally. Relationships and health, feeling the weight of what you're carrying. Because talent and skill can build something impressive, but they cannot replace the anointing. Ons kan amazing dinge doen. Maar as ons die anointing het, dan gaan die amazing dinge wat ons doen soveel meer krag hê. Dit gaan impak hê. Dit gaan mense se lewens verander. The anointing, because talent and skill can build something impressive, but they cannot replace the anointing. The anointing flows from abiding, from staying connected, from allowing God to form you. As you sit in Him through sanctification, you become more like Him. And the more you become like Him, the more the anointing flows in how you lead, in how you build, in your marriage, your family, and your influence. Not forced, not performed, flowing. Many are operating in talent and calling it anointing. Julle gehoor wat ek sê? Many are operating in talent and calling it anointing. Die grootste gevaar in die kerkewêreld is pastore en worship teams wat op talent staat maak en dit anointing noem. Eina. By jou werk kan jy so amazing wees en jy maak 'n groot impak en jy kan dit in jou ability doen en sê die Here het my gehelp, maar eintlik het jy net staat gemaak op jou eie vermoëns. Die Here roep ons as 'n gemeente terug en hy roep ons as individue terug na 'n plek van abiding, to remain in Him.
En julle kan Johannes 15 gaan lees. Gaan lees sommer die hele hoofstuk van vers 1 tot 11. Hy sê in vers 4 van Johannes 15, "Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me." Wie van julle wil vrug hê? Ons praat van die vrug van die Heilige Gees. Wie kan dit vir my opnoem? Liefde, blydskap, vriendelikheid, lankmoedigheid, genade, sagmoedigheid, selfbeheersing, en as daar nog is. Galasiërs 5 vers 22 tot 23, dis waar dit staan. Okay? Ons almal wil vrug hê. Galasiërs 5 vers 22 leer my en jou, it's the Holy Spirit that produces fruit. As jy na 'n appelboom toe stap, die tak dra die vrug. Maar dis nie die tak wat die vrug veroorsaak nie. Dis die stam wat die vrug veroorsaak. Ek en jy is net 'n extension van die vrug wat deur die stam beweeg. Wie is die stam? Jesus Christus. Die Heilige Gees. Ek en jy kan niks doen nie. Ons kan nie liefde hê nie. Dit kom deur Christus. Ek en jy kan nie blydskap hê nie. Dit kom deur Christus. Ek en jy kan nie lankmoedigheid hê nie. Dit kom deur Christus. Ek en jy kan nie selfbeheersing hê nie. Dit kom deur Christus. Ek het meer selfbeheersing nodig. Jy het nie boeie nodig om selfbeheersing te kry nie. Jy het tyd nodig saam met God. Dan gaan jy weet, ek moet minder chips eet. So ek wil julle encourage, moenie volgende keer vir jou man of jou vrou sê, jy moet 'n bietjie minder eet nie, want dis nie wat ons wil hoor nie. Sê liewerste vir jou man of jou vrou, gaan spandeer 'n bietjie tyd met die Here. Eina, liefie, bring vir ons die chips. Wie van julle wil vrug hê? Remain in God. Remain in Him. Jy kan nie vrug hê in jou lewe sonder Christus nie. Hy sê, if you don't remain in me, you will be cut off and thrown away. You will be cut off and thrown away. Die Bybel sê in Openbaring dat die Here gaan klomp trane afvee. Die Here gaan baie trane afvee. Hoekom? Want ons gaan sien hoe familie en vriende in die hel gegooi word. Omdat hulle nie remain het nie. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie. Dis mense wat hulle self afsny van God en een kant lê. En al wat God doen, hy sê maar my Vader is die tuinier. Kom die Vader en hy maak net die tuin skoon. Skuif die ou takke een kant toe. Mense kies om sonder God te wees. Kom ek bring dit huis toe. Ek en jy kies of om saam met God te wees of sonder God te wees. En elke oomblik gee die Here vir ons, elke Sondag gee die Here vir ons die geleentheid om te soak in sy teenwoordigheid, om te remain in sy teenwoordigheid. En baie van ons gebruik dit nie. Baie van ons kom sit hierso en die Here begin werk, dan gaan sit ons en ons word spectators. Ons disconnect onsself van dit waarmee God besig is. Maar die Here wil hê dat ons connected met bly in Hom, sodat ons die anointing kan ervaar, sodat die juk wat op jou is, gebreek kan word. Julle weet wat juk is? Dis nie 'n muskietbyt nie. Die juk waarvan die Bybel praat, is 'n houtbalk wat op die beeste se nekke gesit is, en hulle was gestuur deur hierdie juks. En hulle was dan, as twee beeste bymekaar was hulle connected aan mekaar. Die vyand wil jou vas hê aan hom,
aan hoe hy dinge doen. Die Here wil ons los hê, en daarom sê hy, my salwing breek die juk. Ek neem my juk op jou. Hy sê, vat my juk, vat hierdie alignment van my, en sit dit op jou, sodat dit lig en sag kan wees. Kom ek haal hierdie burden van jou af. Kom ek haal hierdie ou juk van jou af. Neem my juk op jou. Wat is daai juk? Daai juk is alignment. Dis om in eenheid te kom met Christus, om te doen wat hy wil hê ons moet doen, en dan te funksioneer, daar waar ek en jy is, in die roeping waar die Here ons voor geroep het. Om dan te sê, Here, ek kom in alignment met U, ek het geremain by U, U was my eerste toevlug, en nou stap ek in die wêreld in met die roep wat U vir my gegee het, en nou kan ek in daardie anointing, kan ek my werk gaan doen, kan ek my roeping gaan doen, kan ek die impak maak in mense se lewens, kan ek invloed hê in die area waar ek is. Moenie net vaskyk in 'n 8 to 5 job nie. Kyk vas in die impak wat jy kan maak, kan doen in mense se lewens, omdat jy geremain het. Because you abided with God. Omdat jy by hom was en in hom ingeconnect is. Nou is ek in hom ingeconnect, en oral waar die stam gaan ek. Oral wat hy doen ek. Alles wat hy sê ek, want hy vloei deur na my toe. En omdat ek connected is aan hom, vloei die salwing, vloei die Heilige Gees, en nou begin ek vrug voortbring. Moenie die vrug van die Heilige Gees dink dis iets wat jy kan doen nie. Jy kan dit nie in jou eie vermoë doen nie. Ek en jy het die Heilige Gees nodig om in die vrug te wees. En al hoe ons dit kan doen, we need to remain in Him. Nie vaskyk in die distractions wat rondom ons is nie. Nie vaskyk in dit wat die wêreld vir my en vir jou sê nie. Hoeveel van julle kyk hierdie week nou na die nuusartikels om te kyk wanneer gaan die golf van Hormuz, die strydway, nee, daai stryd waar die bote moet deurkom met die olie, dis een of ander weird woord, ek sukkel om daai woord te pronounce. Anyway, julle almal weet, né? Julle almal hou dop. En dan saam met hierdie dingetjie wat julle dop hou in die see, hou julle die olieprys dop. Want dinge gaan nou moeilik raak. Nee. Abide with Him. En dan het ons nou net gesing, in the chaos, I will have joy. Was dit net 'n liedjie vir jou? Want die band het gekook. Tromme het Ivan het daar gestaan en Godwin breek 'n snaar nog voor ons begin het. We need to remain in Him. Remain in God. Het gaan nie oor wat rondom ons aangaan nie. Het gaan oor, ek het nou net gesing. In the chaos, I will have joy. Die enigste manier hoe jy dit kan hê, if you remain in Him. Amen? Amen. Kom ons staan. Sê vir een langs jou, kerk is lekker. You never know what you're gonna get. Jy weet nooit wat jy gaan kry nie. Want die Here weet elke Sondag hoe hy mense moet bedien. Die Here weet elke Sondag, kyk ek het 'n lang asem. Ek kan vir julle nog besig hou vir die volgende 4 ure. Great, sit, kom ons spreek. Ek sal maar 'n podcast begin. Alright. Ontvang die seën van die Here. Wil jy die seën van die Here hê? Remain in Him. Remain in Him. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dis ons hartsbegeerte, Here, is om in U te remain. Om by U te bly, Here. Om U te dien in gees en in waarheid. Here,
om U teenwoordigheid op 'n tasbare manier te aanvaar in ons lewe. Here, om nie net agter elke dringende, belangrike ding van die lewe te hardloop nie. Maar Here, ons wil vandag 'n besluit maak in ons lewe, is to remain. En Here, daai besluit mag dalk beteken dat ek 'n bietjie vroeër moet opstaan. Here, daai besluit gaan beteken dat dit gaan my iets kos. En Heilige Gees, ek wil vra dat U hierdie mense, elkeen van ons wat hier staan, dat U ons sal kom lei. Here, dat ons ingeënt sal wees met U. Lord, that we will remain in You and that You will remain in us. En Here, dat daar hierdie wonderlike eenheid sal wees. En Jesus, ons wil vandag vir U dankie sê dat U daardie eenheid vir ons gegee het deur die kruis. Dankie dat U ons in eenheid ingebring het deur op te staan en in hemelse plekke te gaan sit, Here, aan die regterhand van die Vader. U heers as die koning en U is die Heer van alle Here. Dankie dat ons U naam kan loof en kan prys. Heilige Gees, ek wil vra dat U ons sal help in hierdie week. Dat ons dit wat U in ons lewe kom produce, Here, dat ons dit vorentoe kan bring. En dat mense gevoed sal word, dat mense nader getrek sal word aan U, omdat ons remain het in U. Here, want ons is nie gered vir onsself nie. Here, U het ons gered. U het ons voete uit die moddersluik uitgehaal en ons voete op 'n ferm fondasie kom neersit, op die rots, op Jesus Christus. En ek bid, Heilige Gees, dat U ons aan hierdie week sal help om werklik lig en lewe te wees. Dat ons die lig van Christus sal reflekteer en die lewe van Jesus met mense sal deel. En waar ons ook al beweeg, Here, dat ons mense weer hoop sal gee. Want Jesus Christus is die hoop vir die wêreld. Ons dank U daarvoor. Dankie, Here, dat U ons dan empower. Here, U woord sê, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sal ons krag ontvang. Here, nie om in die gawes te funksioneer eers nie. U woorde is, when you receive the Holy Spirit, you will be witnesses unto me. Hierdie krag wat U ons gee, Here, is om getuies te wees, nie om te funksioneer in 'n gawe nie. Die gawe is 'n blessing, sodat ons ander mense kan bless. Maar Here, help ons om witnesses te wees hierdie week. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.